Lord, O my soul, and do not forget His benefits. For He forgives all your iniquities. He heals all your diseases. He redeems your life from destruction, and He crowns you with loving kindness and tender mercies. He satisfies your mouth with good things. Bless the Lord, O my soul. Ja, Vader, en vanmôre weet ons dat daar is 'n worstelstryd. Selfs in hierdie plek vanmôre, daar is 'n worstelstryd. En hierdie worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Alhoewel dit deur vlees en bloed manifesteer, maar dit is teen magte, teen owerhede. En Vader, soos wat ons die woord betree vanmôre, ons vra die vraag, God, doen U steeds wonderwerke? Is daar soveel van ons kykers, soveel van ons luisteraars wat hier is vanmôre by Soteria, wat 'n wonderwerk benodig, wat iets spesiaal, intervensie benodig, ingryping benodig. En soos wat ons stry in die Gees vanmôre, Vader, en staan in die Gees, is dit ons gebed, Here, dat U sal kom met U liefde en met U krag en met U openbaring in ons harte, dat ons dit sal ontvang wat U vir ons wil gee deur U Heilige Gees. Want die woord sê, dis nie deur krag nie, dis nie deur geweld nie, maar dis deur my Gees, sê God. Vanmôre, Vader, bid ek vir elke persoon in hierdie plek, en soos ek hier staan, voel ek, Vader, ek voel die harte, ek hoor wat U sê deur U Gees, U liefde vir U mense. U is so lief vir elke persoon, hulle wat vanmôre deur 'n stryd gaan van siekte, hulle wat vanmôre deur 'n stryd gaan van finansies, hulle wat vanmôre deur 'n stryd gaan van emosionele verdrukking, selfs demoniese magte, Vader, hulle wat deur 'n stryd gaan van verslawing. U is hier vanmôre. U is hier. En ons welkom U in hierdie plek. Ons welkom U. En ons vra vir U om Uself te openbaar in elkeen van ons persoonlik, in die magtige naam van Jesus Christus. En almal sê, amen, amen. U mag die sitplek inneem. As ek na my horlosie kyk, is dit nie omdat ek ongeskik is nie. Ek sit 'n timer aan. Julle sal bly wees om te hoor, ek time myself. En wanneer ek te ver oor die tyd gaan, dan is daar 'n probleem. Jy kom so spyker wat uitskiet uit my horlosie uit. Dis 'n nuwe ding wat hulle vir pastore gee, spesiaal omdat baie van ons nie weet wanneer om amen te sê nie. Amen. Of in te kom vir 'n landing. Nou, wat gebeur is, sodra hy daai timer slaan, dan kom die spykertjie uit, tjoep, in my arm, dan weet ek. As jy sien ek maak so, dan weet jy. Dis amper tyd vir die skaapbout, of die breedie, of wat ook al jy het. Wel, welkom by Soteria weer vanmôre, en welkom aanlyn ook vir u wat inskakel. So voorreg om hier te wees. Ek wil net dankie sê vir Jan en Suzelle, en vir B, en vir JD, en vir almal op die leierskap, net vir die voorreg en die eer om te kan die woord van God bedien. En soos jy sien, Rian het 'n ding wat hy doen. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Hy het so 'n klein papiertjie hierso, wat gekrap is op alle hoeke. Dan preek hy van die hoek, en dan preek hy van daai hoek. Ek het 'n flipfile. En dan Rian hierdie klein selfoontjie. En dan sien jy, hy knyp sy oogies so fyn, en hy begin soek vir daai volgende slide. My vrou het vir my hierdie ingegee. So ek sien alles baie duidelik. So ja, ek het so 'n bietjie van 'n voordeel vanmôre, maar is wonderlik om hier te wees, en ons praat oor 'n baie ernstige onderwerp. Dis eintlik 'n lewensbelangrike onderwerp. Ons dink nie altyd so nie, maar ek het 'n paar jaar terug toe 'n dame na my toe kom en sê sy is besig om te sterf, en hulle het haar 'n paar weke oorgegee om te leef. En ons moet begin om met haar saam te bid, saam te vertrou, maar ook om haar teologie effens te begin aanspreek rondom wat sy glo. Want as verskeie gelowe in 'n sekere sin in die Christelike geloof, is daar verskeie teologieë van wat glo jy? Nou wat glo jy wanneer daar 'n ding in jou lewe gebeur wat tragedies is, of iets wat moeilik is, of 'n uitdagende situasie?
Ons weet die woord sê dat die regverdige sal deur sy geloof leef. Soos wat jy glo is van kritiese belang. Dit bepaal hoe jy gaan reageer op wat gebeur in jou lewe. En dit is hoekom dit belangrik is, as ek die vraag vra, doen God steeds wonderwerke? Dis hoekom dit so belangrik is dat jy met vir jouself daai vraag kan antwoord en sê ja of nee. My ma is op die finale stadiums wat sy op pad is hemel toe. En sy het nou al 'n paar keer baie naby aan die hemelse poorte gekom. En so af en toe dan gaan sy deur en dan kom sy weer terug. Oom Chris Smit van Wilderness Christian Fellowship, ek weet nie wie van julle ken vir oom Chrissie. Ek sal dit nou nie, hierdie deel sal ek uitredigeer vir my ma, maar oom Chris sê, Richard, jou ma is soos 'n kakiebos. Sy gaan net nie. Maar die laaste keer toe sy nou sterf in die hospitaal, toe het sy Jesus se voete gesien, en sy het saam met Jesus op die see geloop, en die storm het gewoed, en sy het saam met hom geloop, en sy het sy hand gesien, sy het sy gesig gesien, en toe kom sy weer terug, en toe sien sy die dokter se gesig. So toe sy nie baie gelukkig nie, dat sy weer teruggekom het nie, maar sy het hierdie hemelse ervarings gehad. My ouma het dit ook gehad, hier by Watson ouete huis, net so voor sy gesterf het, toe een oggend, toe kom ek daar in, toe sê sy vir my, maar sy is nog besig om 'n narkie te eet, ek sal miskien vir julle eendag die videoetjie wys, ek het dit op haar begrafnis gespeel, eet sy die narkie so, jy weet, en dan vra ek nou, ouma, wat het ouma nou gesien? Toe sê sy, nee, hier was 'n wese in die hoek, hier by Watsons, daar, Tannie Chrissie, het langs my ouma gelê in die ouete huis, en tussen die twee van hulle was die komout. Weet julle wat 'n komout is? Dan kom Tannie Chrissie, en dan sê sy vir my, Richard, sê net vir ouma, ons moet daai komout die uitvat, want ouma gaan in die middel van die nag, dan gebruik sy die komout. En jy weet wat gebeur as iemand 'n komout gebruik? Dit ruik so bietjie. Nou Tannie Chrissie was ontsteld, maar ten spyte van die komout en al die reuke, daai aand toe kom 'n engel van God in my ouma se kamer en hy's in die hoek. En my ouma sê, ek sê, nou ouma, hoe die wese gelyk? Sy sê nee, hy het geskyn. En sy sê die kristalle het die hele vertrek vol gelê. Sy sê op die vloer, op die bed, orals, het net hierdie groot kristalle gelê wat geskyn het. En ek sê, ouma, nou wat het die wese vir ouma gesê? Ek verwag toe nou 'n goddelike boodskap of iets. My ouma sê, nee, sy weet, hy het niks gesê nie. En ek sê, maar nou, wat dink ouma het hy hier kom doen? Nou, eers toe sê sy vir my, ek dink hy het beskerming by my kom soek. Nou dink ek sal hierdie moet uit-edit in die video, want dit gaan definitief die boeke verkoop of iets nie. Mense sal dink, my ouma het haar verstand verloor. En toe sê ek, nou, hoe het ouma gevoel na hierdie hemelse wese in die kamer was? Toe sê sy, ek het verskriklik goed gevoel. En kyk sy so vir die kamer aan, terwyl sy haar narkie kou, en sê sy, miskien het daar nog 'n evil gees uit my uitgegaan. So sy het gedink, dat 'n bose gees uit haar uitgegaan. Sy kon voel dat 'n verligting gekom. En dit klink miskien ver gesog, want my ouma was haar hele lewe lank 'n kind van God. En sy het die Here baie gedien. Sy het na hierdie Brethren kerkie wat hier op die hoek is, sy ons elke Sondag aand gedwing om soontoe te kom. So sy was 'n lieflike kind van God. Maar sy het onvergifnis gehad as gevolg van my ma en my pa se egskeiding. Het sy gesit met daai onvergifnis. En ek het later eers besef dat die Gees van God het dit geweet en 'n engel van God het gekom om vir haar te kom vrymaak voordat sy huis toe kan kom. So ons leef in 'n bonatuurlike wêreld. Hier in hierdie straat waar ons nou sit, ek was al in hierdie gemeente in menigte boodskappe, van die beste boodskappe van pastoor Okkie se tyd af en Rian se tyd het ek van die beste boodskappe hier kom hoor. En daar's elke oggend, elke Sondagoggend wanneer ons hier loof prys, die band is hier op, Brigitte hulle is hier so, ons loof en ons prys die Here, is hier 'n stryd. Hier's julle wat inkom, van julle kom in met goggas. Is dit so? Van julle kom in met al die probleme van gisterand, al die goed waardeur jy is, en hier's 'n stryd hierso om in die gees in te kom. En verder is die moontlike ander stryde wat aan ons straat voort, waar ander gelowe moontlik hierdie strate wil koop en waar mense Christendom wil uitwis. Ek is hierdie week onder aanval gewees van 'n gemeenskap van gelowiges, vals geloof, wat gekoördineerde aanval teen ons sosiale media
gelaai het, omdat hulle gesien het, ons bring hierdie getuienisse, hierdie stories vir sy glorie radio toe, en ons is besig om reg oor die land te getuig, en ons begin nou mense onderhoude mee te doen wat in ander dorpe is, en ons is besig, dis net duisende en duisende mense wat aangeraak word, mense wat in die middel van die nag boodskappe stuur, in die oggend boodskappe stuur, mense wat wil selfmoord pleeg, wat vir my boodskappe stuur en sê, ek wil my eie lewe neem, ek het geluister na hierdie getuienis, dit beteken vir my baie, die gees van God is besig om te beweeg, en op dieselfde tyd, is die vyand besig om sy aanval te verskerp, en hierdie geloofkoördineerde aanval, hulle tag op Facebook van die gemeenskapsleiers, wat duisende, 10.000, 100.000 mense onder hulle het, en hierdie ouens begin almal 'n gekoördineerde geveg, en hulle crash my Facebook algoritme. Dit beteken dat waar ons 2 miljoen mense bereik het in 2 maande, kan ek nie meer as 10 mense bereik nie, waar as ek iets gepost het, môreoggend is dit 5.000 mense wat dit gekyk het, nou is dit nie eens 5 nie, want Facebook blok my op al die fronde. So mense, hier is 'n oorlog aan die gang, weet dit of nie. En eers het ek soos in, okay, wat moet ek maak, is daar iets wat ek kan doen, is daar iets wat ek nie kan doen nie. Natuurlik gaan 'n mens eerste na AI toe, né? Waarheen gaan jy eerste? AI toe, of Google toe, waarheen? Jy gaan na God toe. Ons kan AI en Google gebruik. Ek gaan na God toe en vra vir die Here. En die Here sê vir my net, wees stil. Wees stil. Seën hulle. Wees stil, seën hulle, onttrek van die, daar's legal threats teen van die getuienisse wat mense gemaak het, wat mense aanstoot gee, daar's allerlei goed, en die gees van die Here sê vir my net, wees stil, gaan aan met wat jy doen, vertrou op my. En daar staan ek net op die woord, en ek kan sien hoe die Here vir my net hierdie vrede gee. Ons het gaste opgelyn vir radio vir die volgende paar weke wat kom. Ons het mense wat ons doen wat in ander dorpe is, wat nie hier kan uitkom nie. Ek het radiostasies, TV-stasies, magazines wat ons kontak, wat wil van ons gaste onderhoude mee voer, of goed skryf omtrent hulle. En ons sien net hierdie koninkrykswerk wat besig is om, dis vir sy glorie, dis absoluut vir sy glorie. Ek is so min as moontlik op daai kamera. Dit is vir sy glorie. En die naweek, Vrydagoggend toe kom JD radio toe, en JD bring sy getuienis. Julle ken ons vir JD. Weet julle wie JD is? Julle lyk asof julle niks weet vanoggend nie. JD, Brigitte se man, kom radio toe, hy deel sy getuienis. Ek deel dit gisterand, begin 'n paar van die reels te deel, en vanoggend toe sien ek, hy het weer, ek dink, wil nou nie lieg nie, maar ek dink omtrent 10.000 oornag gegaan op die verskillende reels, so die algoritme is weer besig om terug te kom. Jy sien, die duisternis kan 'n aanval loods, maar hy kan nie vashou nie. Hy kan nie vashou nie. Hy kan nie wen nie, want hy het klaar verloor. Ons moet dit verstaan, ons veg nie van 'n posisie af waar ons probeer wen nie, want Christus het klaar gewen. Al wat ons moet doen is, ons moet in besit neem. Ons moet in besit neem. Baie van ons het hierdie idee van, ons smeek vir die Here om iets te doen, maar ons moet net in besit neem. Die vraag is, doen God steeds wonderwerke? Wat is 'n wonderwerk? 'n Wonderwerk is 'n bonatuurlike ingryping in 'n onmoontlike situasie. Nou het jy een vanoggend nodig. Dis iets wat gebeur wat niemand kan verduidelik nie. Dis wanneer hulle gesê, dis klaar met jou. Dis verby met jou. Soos wat hulle gesê het vir James. James was in die hospitaal gewees. James is happy. Dis my regterkant, julle linkerkant. Ek weet gelukkig nog nie wat is my regter en my linkerhand nie, so ek gaan reguit hemel toe. James was gesê daar op met die blou hemp aan. James was gesê, jy gaan dit nie maak nie. Die dokters in Grote Skuur het vir hom gesê, dis verby. James het sy gesig na die muur gedraai, en hy het gesê, Here, ek wil nie sterf nie. En James kom binnekort weer radio toe, want God het hom genees. Die dokters het gestaan in kopkrap by die hospitaal. Dit is 'n bonatuurlike ingryping gewees in 'n onmoontlike situasie. Nou ja, ons weet, ons ken mense wat gesterf het. Ons weet daar's tye wat ons bid, wat ons dit nie fisies sien manifesteer nie. Ons weet dit.
Maar wat beteken dit? Dit beteken dat daar is 'n worstelstryd aan die gang. En baie kere as jy ophou te vroeg, dan verloor jy dit. Baie kere as jy teen jouself begin praat en jy begin vir jouself te sê, maar het gaan nie gebeur nie, dan verloor jy dit. Daai engel van God was op pad met die antwoord van die eerste dag wat Daniël gebid het. Was hy op pad met die antwoord. Maar 21 dae later toe arriveer die engel ook. Nou ja, miskien was die petrol duur, miskien het hy uit petrol uitgehardloop, wie weet. Maar Daniël was nog steeds op sy knie en nog steeds op sy gesig. En ek dink dis die kraks van hierdie boodskap vanmôre om vir jou te sê, moenie ophou nie. Almal het 'n wonderwerk nodig in 'n sekere seisoen. Daar kom 'n seisoen. Die Bybel sê dit. Maar moenie ophou staan nie. Staan op sy woord. Vertrou hom. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Hy sal jou nie teleurstel nie. Maar jy moet dit glo. En ek dink hierdie boodskap vanmôre, ek probeer iets roer in jou hart. Ek probeer daai waters van geloof net roer en sê, glo net weer. Staan net weer. Vertrou net weer. Jy weet, nadat ons sekere teleurstellings deurgaan in die lewe, is dit vir ons moeilik om weer te glo. Baie kere dan, soos wat Paulus dit noem, jou geloof ly skipbreek. Jy kom op 'n plek wat jy nie glo nie, of wat soos die seun gesê het, die pa van die seun gesê het vir Jesus, ek glo maar, help my ongeloof. Aan die een kant het ons hierdie bietjie geloof en aan die ander kant het ons hierdie ongeloof. Daai seun wat het so in die vure geval, in die riviere geval, en sy pa moes vandat hy 'n klein seentjie was, moes sy pa hom die hele tyd oppas. En sy pa het geglo, maar hy het ook nie geglo nie. Want soveel mense het al gebid, soveel mense het al probeer, soveel kere het hy al vertrou. Maar sy genade is nuut elke oggend. En ons moet aanhou met vertrou en glo. Weet Psalm 77, gee God vir ons hierdie openbaring. Dit lees, U is die God wat wonders doen. U het U sterkte onder U volk bekend gemaak. God maak sy sterkte bekend in ons lewe deur die wonders wat hy doen. Maar ons moet dit raak sien. Ons moet ons oë oopmaak en ons moet kyk daarvoor. Ons moet ons hart oopmaak, want jy weet, dis wanneer ons hart verhard raak, wanneer ons hart verbitterd raak, wat die woord van God nie meer kan groei in ons harte nie. En wat ons nie meer kan voortbring nie. Wat ons nie meer kan ontvang nie. En dis wat die Gees van die Here my gesê het, waarsku my mense, laat baie van hulle loop rond met hartkondisies in die gees. Dinge wat gebeur het ons geposisioneer dat ons opgehou met glo het, dat ons opgehou met verstaan het hoe die koninkryk van God werk en wie ons dien. Ek was nou die dag so bemoedig, ons het 'n getuienis van iemand wat gesterf het en die persoon kom in die hemel in. Ek kan nie presies die konteks onthou nie, maar hy kom in die hemel in, maar die ding wat my getref het, is dat hy kom daar in al die gebede, kom in so ligstraal, en hy vra vir God, wat is dit? Hy sê, dis die gebede van die volk van God, wat besig is om te bid, dis die lofprysing, wat besig is, en hy ligstraal gaan so uit aarde toe, en het begin die duisternis so te verdryf. Daar is krag in gebed. Maar as ons nie in die gees kan sien nie, dan weet ons dit nie. 'n Vriend van my broer was 'n aanstaande besigheidsman, of 'n baie bekende besigheidsman in die area, maar hy was ook die priester van die kerk van Satan. En een aand toe sê die Heilige Gees vir ons om te bid vir hom, en op daai oomblik wat die selkerk intree, wat ons saam bid, is hy besig om sy eie lewe te neem. Op daai oomblik is ons besig om in te tree vir hom. 'n Dag later kry ek hom in die hospitaal. En hy vertel vir my wat gebeur het. En ons het baie gesprekke gehad, maar die een gesprek wat my baie getref het, is hy het gesê, hulle het gegaan om Christene te vervloek.
Hulle het uitgegaan om Christene te vervloek. En wanneer hulle by sekere huise gekom het, kon hulle nie vervloek nie. Want dit was huise waar daar geloof en gebed was. Dit was huise wat hy sê, in die geestelike vir hulle as sataniste gelyk het soos die lig wat skyn. Mense, dit is nie grappies nie, dit is 'n realiteit. Ek is so lief vir hierdie Psalm 136, want dit sê vir ons dat God se wonders vloei uit sy troue liefde. Prys die Here van Heres, want wat vir ewig duur sy troue liefde. Prys hom wat groot wonders doen, hom alleen, want vir ewig duur sy troue liefde. Dit sê, God se wonders vloei uit sy liefde uit. En ons sien dit so duidelik, deur die hele Bybel, sien ons hierdie liefdevolle God, wat so lief is vir ons. En as ons net gaan kyk na die ou verbond, dan sien ons hoe hy met Israel gedeel het, hoe hy met Abraham, Isak en Jakob gedeel het, en hoe sy liefde altyd ontaard het in wonders. Hoeveel keer het God die volk gered van magte wat hulle wou verwoes het, as gevolg van sy liefde. Wanneer stede omring was deur strydwaans, het engele uitgegaan en die vyand verslaan. Wanneer die lofprysers uitgegaan het en begin loof en prys het, het die vyand op mekaar begin draai en mekaar begin verwoes. Daar was nog altyd 'n wonderlike manifestasie van God se krag in sy mense. En hoe sal dit dan nou wees onder die nuwe verbond? In die boek van Daniël het ons hierdie storie van Daniël in die leeukuil wat ons almal so goed ken. Maar hierdie koning Darius gooi vir Daniël in die leeukuil nadat hierdie komplot teen Daniël was. Maar Daniël, soos ons reeds gesê het, het gestaan op God se woord. Hy het God vertrou teen spyte van hierdie bevel wat gesê het, jy mag nie meer bid nie. Teen spyte van daai bevel gaan Daniël 3 keer 'n dag. En hy maak sy vensters oop en hy bid. Wat gaan ons doen, mense, soos wat ons in die eindtye inbeweeg? En soos wat dinge soveel moeiliker raak, wat gaan ons doen wanneer hulle vir ons sê ons mag nie meer bid nie? Soos jy kan sien met hierdie Facebook aanval wat ek gehad het, dis nie die enigste aanval wat ek gehad het nie. Ek het Christene wat my aanval, wat nie saam met my stem nie. Ek het sondaars wat my aanval. Ek het ateïste wat my aanval. Ek het ander gelowiges wat my aanval. Ek het mense wat my in die brand vloek. Maar wat gaan ek maak? Ek kan baie maklik by my huis sit, aangaan met my besigheid en ophou met die bediening. Soos wat ek kom na die kansel toe, kom ek in vrees, in bewing. Ek is nie gemaklik nie, ek is 'n dysleksiek seun op skool gewees, wat nie kon lees nie, wat nie reg kon praat nie, wat nie ability het nie, so ek het nie die ability om hierdie job te doen nie. Daar's baie ouens wat beter is in dit, wat natuurlike charisma het en charme het. Ek vang myself vir die laaste 11 jaar op die radio, my woorde sluk, my woorde herhaal, wat ek probeer om dit te verbeter, maar dit gebeur nie. As ek musiek lei, ek is 'n mediocre sanger, as mense wat hulle ore toedruk as ek begin sing. Waar is julle? Letterlik, net Tannie Marie. Nee, ek hoop jy sit Tannie Marie hier nie, ek praat met een op die kamera hoor. Soos jy Tannie Marie is, moenie daai skoen aantrek nie. Maar letterlik hulle ore toegedruk het. Hoe gaan lei jy aanbidding? Ek dink die Brigitte is ooit deur daai tipe van pyn dood, nie? Waar mense letterlik hulle ore toedruk. Of waar die een ou vir my sê, ek kan nie vat as jy so skree nie. En weet jy wat, van 2005 af tot by 2013 het ek aan mekaar geskree. Ek kon nie ophou met skree nie, want die salwing van God het een aand oor 'n huishulp in die kerk gekom. Die kerk het uitgebars in herlewing, en al wat ek kon doen, is skree. Maar dit was 'n heilige skree. Daai skree het die duiwel bang gemaak. As ek begin skree, dan manifesteer 7 duiwels op dieselfde tyd in die kerk. Ek weet of ek moet skree, kom ons kyk wat gebeur. So jy sien, daar is hierdie oorlog, daar is hierdie dinge wat deur ons gaan. En is hierdie aanvalle wat ons kry dit almal.
En hoe meer jy betrokke is met God se werk, hoe meer jy 'n getuie is vir sy woord, hoe meer jy jou lig laat skyn, hoe meer paint jy 'n target op jouself. Maar jy moenie vrees nie. Jy moenie vrees nie. As jy nou in die gees kan sien vir 1 sekonde, sal jy al jou vrees verloor. Jy sal al jou angs verloor. Want jy sal sien hoe die hemelse magte lyk. Die Bybel sê dat aan die einde sal hulle kom en as die duiwel daar aangestap kom, sal hulle sê, is dit hy? Is dit hy? Ons het gedink hy het horings, 'n lang stert, 'n vurk. Hy's huge. Is dit hy wat die nasies verlei het? Hulle sal verbaas wees. Want jy sien, hy draai jou eie mond op jou. Hy draai ons op mekaar as Christene. Ons begin 'n skinder. Ek is amper uit die bediening uit al geskinder. Nou skinder ek myself weer terug in die bediening in. Ek sê ek create my eie skinderstories en dan skinder ek terug teen die skinder en dan kom die skinder weer na my, dan skinder ek weer terug. En so skinder ons in ons veg hierdie geveg. Skinder teen mekaar. Dit is so, ons is geneig as Christene om altyd iets fout te soek met mekaar, om altyd iets lelik te sê. Ons ken nie mekaar se harte nie. Jy weet nie wat in daai persoon langs jou se hart aangaan nie. Jy like my miskien net nie oor my neus of my oë of my ore. En ek dink die ding gaan my bakore gee, gaan hy. Maar as jy my hart sien, as jy my in die middel van die nag sien opspring 3:00 die oggend, of jy sien my van 4:00 af besig om video's te redigeer en te upload, of jy sien my voorberei, of jy sien my lê voor die Here, jy sien nie dit nie. Jy sien nie Rian waardeur hy gaan nie. Die man doen hierdie werk en hy het 'n werk. Baie dae as ons by mekaar kom, dan kan ek sien hoe moeg hy is. Maar ons kyk maar net na, jy is die pastoor, jy moet die job doen. Jy is dit, jy moet dit doen. Nee mense, ons moet regtig die hart van God begin kry. Ons moet ons hart oopmaak vir die Here, dat hy met ons praat, laat hy eerder nou met ons praat, laat hy eerder nou vir ons sê, as wat ons eendag voor hom gaan staan, en verantwoording doen vir wat ons nou gesê het en gedoen het. Net het so 'n mooi ding op radio gesê, sy sê, as jy wil skinder boontoe. En dis wat ek bedoel het met skinder, want ek sien van die ouens het heavy gefrons toe gesê het, ek skinder vir mense. Maar wat ek bedoel het, is ek skinder boontoe. Ek skinder boontoe. Ek gaan na God toe wanneer ek seer kry. Ek gaan na God toe wanneer mense 'n campaign teen my launch, of wanneer hulle dinge van my sê wat nie die waarheid is nie. En soms dinge van my sê wat die waarheid is. Dis die ergste van alles, want dit is waar. Wat kan ek doen? Ek het altyd vir my skoonpa gesê, ek is 'n krom stokkie waarmee die Here reguit hou slaan. Hy het nie daarvan gehou nie, want dit is waar, niemand is perfek nie. As ek hier op die kansel staan en ek sê, hoe ek is perfek, dan is ek 'n leienaar. Want ek weet môre oor môre, dan kry ek daai pestelike kliënt. En dan poog ek om my Sondag gesiggie aan te hou. Maar soms, dan kom as 'n bietjie van, jy weet, dan kan jy so 'n bietjie die duiwel in jouself sien. Ons het almal 'n natuur wat teen ons veg. As ons in God se krag wil stap en sy oorwinning moet stap, moet ons dinge in die geestelike riem kalibreer. Ons moet die grond van ons harte reg kry. Ons het al hierdie tools, so Sozo en dinge wat soos hulle doen om mense te help om deur hierdie goed te werk. Maar ons moet by daai punt kom wat ons sê, ja Here, ons wil verander. So Daniël sit in hierdie situasie en hy word in die leeukuil ingewerp. En die koning kom hier oggend en hy roep, en ons ken die storie van die sonnaskooltyd al af, so ek gaan dit nie weer herhaal nie, maar die koning is so opgewonde oor Daniël leef, want hy sien God in Daniël. Hy sien God in Daniël se optrede. En hierdie is so 'n kosbare skrifgedeelte in Daniël 6, vers 27, sê koning Darius, hy is die lewende God. Nou onthou, hierdie is 'n koning wat 'n afgodedienaar is. Maar nou nadat hierdie wonderbaarlike wonderwerk gebeur het,
En dit is wat 'n wonderwerk doen. Hulle kyk vir jou. Hulle kyk vir jou. En wanneer jy in die moeilikheid gaan, dan lag hulle vir jou. Maar wanneer jou God vir jou deurkom en die oorwinning van God beginne werk in jou lewe, dan kan hulle nie meer lag nie. Want dan skyn jy vir hulle. En dit is wat met Daniël gebeur het. Almal het hierdie komplot teen hom gesmeed. Die koning het gesê, "Wel, sorry, jy moet maar leeukuil toe gaan." Hy het gegaan. Maar sy God was in staat. Daniël sê, "My God het gekom en die leeu se bekke toegebind." Ons dien 'n God van wonders. Ons dien 'n God van wonders. En koning Darius sê, hy is die lewende God. Dis 'n wonderlike verklaring, wat in ewigheid bestaan. Sy koninkryk kan nie vernietig word nie. Luister mense, die koninkryk van God is nou op aarde. Jy en ek is deel daarvan. Hierdie was geprofeteer in die boek van Daniël. Hierdie koninkryk kan nie vernietig word nie. Jy kan nie vernietig word nie. Moenie bekommerd wees oor wat hulle oor jou sê, wat hulle vir jou sê, wat hulle aan jou doen, wat hulle jou noem nie. Jy is 'n seun of 'n dogter van die hoogste God en jy kan nie vernietig word nie. Die hele land, hierdie leiers van hierdie koninkryk het almal gedraai teen Daniël. Hulle het almal 'n komplot gevoer teen hom. Hy was stoksiel alleen vir die fisiese oog. Maar hy was nie alleen nie. En so is jy ook nie alleen nie. En hierdie wonderwerk wys vir hierdie koning dat hierdie God is die lewende God. Want hy leef. Hy leef in ons situasie, wanneer hy siekte verklaar word, wanneer ons in daai finansiële probleem sit, wanneer ons besigheid in stryd is, wanneer ons verhoudings, ons huwelike in stryd is, wanneer ons emosies in stryd is. Hy leef. Hy leef. Maar ons moet dit besef. Hy sê hy is die lewende God wat ewig bestaan. Sy koninkryk kan nie vernietig word nie. En hier verklaar hy, maak hierdie verklaring en dis vir ons vandag. Dis vir ons om te sê, ja Here, ek weet my God red. Ek weet my God verlos. Ek weet my God het tekens en wonders wat hy doen. Nie net in die hemel nie, maar so ook op die aarde. Die laaste 2-3 maande het ons hierdie grosse mense wat inkom en hierdie getuienisse bring. Voor dit vir die vorige 10 jaar het ons hierdie mense wat inkom en hierdie getuienisse bring. Vir die laaste 35 jaar hoor ek van hierdie God en hoe hy werk. Maar ek wil nie hê dat iemand hierdie kerk of aanlyn verlaat vandag met net 'n boodskap, met net 'n idee, met net 'n getuienis, net opgesaik nie. Nee, ek wil hê dat iemand hier weggaan vandag met 'n nuwe oorlogsfasade, met 'n nuwe houding in die koninkryk van God. Jy kan niks ontvang sonder geloof nie. Jy kan jouself bid totdat jy blou in die gesig is. Jesus sê, praat met hierdie berg. Nie praat van die berg nie, nie praat oor die berg nie, nie analiseer die berg nie, praat met die berg. Een van die magtigste vrouens van God, wat ek glo ooit die aarde geloop het, Catherine Kuhlman, wat geopereer het in die wonderbaarlike, bonatuurlike krag van God, het gesê dat sy het een instruksie gekry voor sy in die bediening ingegaan het. En dit was, kry jou teologie reg. Get your theology straight. Nou, teologie is die studie van God. In plain Afrikaans, weet wat jy glo. En glo wat jy weet. Weet wat jy glo. Paulus sê dit so, hy sê, kyk, ons gaan deur al hierdie dinge, ons het al hierdie aanvalle. Maar nou wandel ons dan nou nie deur die aanskouing nie. Deur die omstandighede nie.
deur wat ons sien nie. Maar ons wandel deur die geloof. En dit het tyd gekom vir ons om onsself op te bou in ons allerheiligste geloof. En om te sê, ons gaan terug na God se woord, ons gaan terug na God se beloftes. Ons gaan lees en studeer daai beloftes en ons gaan kyk wat is ons verbondsregte as kinders van God en dan gaan plaas ons onsself in die senter van dit. En dan staan ons. Alles wat nie van God is nie, alles wat nie hom eer bring nie, alles wat nie reg is nie, ons vra die Heilige Gees, reinig ons, haal dit uit ons lewe uit, in Engels noem hulle dit sanctification. Heilige Gees, verander my, kry my reg, maar ek wil hierdie aarde nie verlaat voordat ek nie my hemelse doel op aarde bereik het nie. Dit gaan nie oor die huis nie, dit gaan nie oor die kar nie, dit gaan nie oor die vrou nie, dit gaan nie oor die hondjies en die katjies, in die besigheid, in die geld nie. Dit gaan daaroor om God se doel te vervul. Dis al wat ewigheidswaarde het. Selfs hierdie koning erken dat ons God, hy red, hy verlos, hy doen tekens in die hemel en op aarde. Dis geweldige inspirering vir ons om te sien dat wanneer die deurbraak kom, dat selfs die grootste heiden dit moet herken en sien, want hulle kan nie sê God het nie gewerk nie. Weet jy wat het vir Jesus Christus na die kruis toe laat gaan, as die finale, so te sê, spyker in sy kus? Weet jy wat sy insident? Weet jy wat sy insident? Weet iemand? Wil iemand 'n kans vat? Ek het die pryse nie, Lazarus. Die Jode was 10 kilometer weg van die huis af. Toe Lazarus sterf, het 'n groot deel van die Joodse gemeenskap gegaan om te gaan rouklaag verklaar. Hulle het die routydperk uitgewerk wat die Jode geglo het, die gees linger nog. Hulle het geglo vir 3 dae linger die spirit rondom die liggaam. So as jy 'n ou op dag 1 opwek, nie 'n wonderwerk nie. As jy ou op dag 2 opwerk in Joodse teologie, nie 'n wonderwerk nie. Maar hier van dag 3, 4 af, wonderwerk. Wat het gebeur? Jesus het gewag. Want hy wou dit demonstreer. Baie kere in jou lewe, ek ruik 'n paar Lasarusse in hierdie plek vanmôre, wat al stink. Dinge waarvoor ons die Here lankal vertrou, maar wat nie gebeur het nie. As jy glo, sê Jesus vir Maria, as jy glo sal jy sien. As jy glo sal jy sien. Nie as jy sien sal jy glo nie. As jy glo sal jy sien. Miskien kom jy by daai punt vandag wat jy dink, my Lazarus is al biltong. Of bokkums. Maar dan wil ek jou terugvat na die Ou Testament, waar die beendere by mekaar begin kom het, en waar selfs van die bene 'n opwekking kan plaasvind. So as daar net as oor is fyn. Ons is uit stof gemaak. As daar net as oor is fyn. Ons is uit stof gemaak. Hierdie God is nie beperk tot jou limitasies nie. O, magies Here, dis nie alles wat ons nodig het vir hierdie wonderwerk nie. Nee, daar is. Nee, daar is. Alles is daar. Ek bid en vertrou, soos wat my arm nou besig is om gepynig te word. Bid en vertrou ek dat u vanmôre hoor wat die Gees van die Here sê, nie wat ek sê nie. Hoor wat die Gees van God sê, nie wat ek sê nie. Ek praat meeste van die tyd nonsens en kom in die moeilikheid daarvoor op die radio. Ek kan julle 'n storie vertel, maar ek gaan nie.
Nou dat ek aan dink, ek wil regtig nie hof toe gaan nie. Rian het op 'n stadium vir my nie gewaarsku nie. Een van die gemeentelede het radio toe gekom, maar daar was ietsie nie lekker nie. Daai middag toe is daar sekere uitlatings op die stasie gemaak en toe ek nog so by die deur uitstap, toe bel Everal Arends my, hy noem my altyd Pastorie. Pastorie, weet jy vanmiddag op die radio gehad? Die man het sekere uitlatings gemaak. Toe sê ek, moenie worry nie Everal, ek het hom live afgesit. Jy het so 'n knoppie wat jy kan druk, as die ou begin praat en hy praat bietjie nonsens, dan druk jy maar dood. So, maar ja, ek het 'n appeltjie met Rian te skil oor hy my nie gewaarsku het nie. Want julle ken seker wat Dominee Tini wat hier ook al gepreek het van Staden. Hy was baie keer in die moeilikheid vir dinge wat hy op die radio gesê het, want die Casa het lisensies en dan bel die ouens in en sê Dominee Tini het nou weer dit gesê en dit, want Dominee Tini het nie woorde gemins nie. Hy het dit gesê soos dit is. En ja, so op die radio het ons ook maar daai beperkings wat soms kom. Nou ja, Jesus se bediening, ek sluit half en half af met dit, want ek begin nou in te kom vir daai knypende landing. Jesus se bediening is 'n totale refleksie van wie God is. Ons het hierdie Ou Testament God van 'n afstand af wat in 'n tempel bly en wat net by een volk is, en Jesus Christus as die beeld van die onsiende God kom demonstreer God vir ons en sê, dis God. Dis hoe God is. Julle weet nie, want julle is nie Israeliete nie, julle is nie van die Hebreë mense nie, maar dis God. En nou sien jy in Jesus hierdie geweldige wonderwerkende krag. So nou moet jy weet, dit is God. Dis God wat inbreek om verligting te bring. Dis hy wat kom met sy krag om vir ons die verlossing en die oorwinning te bring. Dis God. En ons sien dit in sy bediening, en dan sê die kosbare skrif daar in Handelinge 10 vers 38 wat sê, Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en krag, hy het deur die land gegaan en goed gedoen, en almal genees wat onder die mag van die duiwel was. Jesus se bediening was 'n lewendige demonstrasie van God se krag, van hoe ons veronderstel is om duisternis terug te druk in ons lewe en in ander se lewens, wanneer ook al ons duisternis sien. Ek hou so van wat hierdie gemeente doen, al hierdie dinge wat Suzelle doen, daai vroeë môre byeenkoms, waar die manne bymekaar kom, wat hulle bid. Jy kan sien in die gees, hier's iets aan die roer. Nou laat dit in jou ook roer. Nie net in die lokale kerk nie, maar laat dit in jou roer, in jou hart roer. Laat jy jouself ook in kalibrasie inbring om in God se perfekte plan vir jou lewe in te stap. Jesus kom en hy demonstreer dit, en dan kyk ons na die Nuwe Testament, en ons sien dat dit het voortgegaan. Daai selfde werk het voortgegaan deur hulle lewens. In Handelinge sê dit, Handelinge 19 vers 11, dat buitengewone kragte deur Paulus se hande gedoen. Daar's buitengewone wonderwerke. Ons weet dis buitengewone wonderwerke. Die vroeë kerk het geleef in liefde en in wonderwerke. As 'n mens 'n studie doen in teologie en jy doen jou graad in teologie, dan het hulle hierdie Doctrine of the Church, wat 'n vak is, dis deel van teologie, en daarso gaan hulle na die boek van Handelinge en hulle gaan kyk na die pilare van die vroeë kerk, en daar sien jy die patroon van hoe ons moet leef. So vanmôre, hoe begin dit? Dit begin by 'n plek van totale oorgawe, waar ek totaal oorgee. In Engels is die woord surrender. Dis waar dit begin. Ek surrender. Die grootste ding wat die duiwel nou met jou doen, is hy hou jou besig met God se werk. Hy hou jou besig, en ek bedoel met die werk wat God eintlik moet doen. Jy probeer dit doen. Jy probeer dit doen. Jy wil dit maak werk. Jy het nog nie oorgegee nie.
En daarom kan jy nie die wonderbaarlike hand van God sien werk in jou lewe, soos wat jy dit moet sien. En ek wil 'n vraag vra soos ons afsluit. Ek wil 'n vraag vra, maar ek wil hê jy moet so lank dink, Richard gaan 'n vraag vra. Maar hierdie gaan nie net 'n vraag wees nie. Hierdie is 'n hartsvraag. Ek wil regtig waar hê die Here se Gees het 4 uur vanoggend met my gepraat hieroor en ek gaan 'n ernstige vraag vir jou vra ter afsluiting. En jy moet daai vraag vandag antwoord. Aanlyn kan jy hom ook antwoord, waar ook al jy is. Voordat ons dit doen, gaan ek net so vlugtig deurgaan van die stories vir die glorie. Ek wil net so bietjie julle geloof opbou. Angela daar op my linkerkant was 'n prostituut gewees. Toe die Here haar gered het en met haar gepraat het. Sy was 'n dwelmverslaafde en God se Gees het ingekom en haar vrygemaak. Eva, daai ou met die spiere daar in die middel, was 'n dwelmverslaafde. 'n Kommersiële musikant. Een aand het hy ingekom in die herlewing en het die Gees van God hom aangeraak. Sy getuienis was, ek dink, Woensdag. En die Gees van die Here het hom so aangeraak, het 'n visie gehad. Toe hy daar opstaan, binne 2 weke te speel hy saam met ons in die band. En hy's nou by Shofar, een van die worship leiers daar. Die vrou op die regterkant, kan nie mooi onthou wie sy is nie. Wie is dit nou weer? Luister na Suzelle se getuienis. 200,000 mense daarna geluister. En ek kry nou nog comments van mense wat aangeraak is. Deur die feit dat Suzelle nie gevoel het sy's ooit 'n pastoorsvrou nie. Sy's nie reg vir die bediening nie. God het haar daar ingesit. Kyk na hierdie ene. Nou ja, as ek daai ene gesien het, sy ook gehardloop het. Aan die regterkant natuurlik. Daai dametjie Robin was goth gewees. Dis wat dit beteken aan die regterkant. Sy sê die Gees van die Here het met haar begin werk en begin praat en haar begin aanraak. En toe sy klaar die Here aangeneem het, toe sê die Here vir haar, laat jou doop. En toe sy gaan om haar te laat doop, toe kom sy agter my, hier's eintlik duiwels wat in haar is. En toe het hulle haar begin vrymaak van die duiwels, en God het haar heeltemal vrygemaak. Nou jy kan sien hoe lyk sy nou, van waar sy was. 'n Stikkende lewe. Ek dink vir krag op die ouderdom van 6. 'n lewe van pyn, 'n lewe van ellende, 'n lewe van verwoesting. Ek bedoel, baie van ons kan identifiseer met daai tipe pyn, en die lewe gebeur, ons het almal ons dinge gehad. Ons is almal deur sekere dinge. Maar die enigste manier om aan die ander kant te kom, is om deur die kruis te gaan. En ek bedoel nie net godsdienstig nie, ek bedoel, I'm not talking about religion, I'm talking about relationship. Suster Lungi daar aan die linkerkant, sy is 'n stop, ek is 'n speedkop. So as jy haar op die pad kry, dan weet jy het moeilikheid, want sy is die law, en sy gaan jou fine, sy is 'n PA, provinsiale verkeer. Sy besluit, sy gaan haarself doodskiet, met haar dienspistool. Sy trek haar voertuig af langs die pad, sy haal haar pistool uit. Die pastoor se vrou, van wat Nysna Vineyard was, hulle het nou al 3 name gehad, so ek is nie seker wat die nuutste een is nie. Nysna Vineyard was stop agter haar, en die kom praat met haar, en praat met haar oor die Here, op daai oomblik. Jy vra jouself, doen God nog wonderwerke? Ja. Hulle is om jou, hulle is in jou. Hulle is oral. Daai 2 ander bulle daar aan die ander kant, in die middel het jy 'n harde polisieman, wat in die Dion was in 'n spesiale reaksie eenheid van die polisie wat geweld gesien het. En dit het hom so getraumatiseer, hy was so in trauma gewees, dat hy in die gestig opgeëindig het. Hy was in die malhuis. En God reik in en red hom
maak hom totaal vry. En weet wat doen Dion vandag? Hy het 'n beradingsbediening. So jy kan van die malhuis gaan na die beradingsbediening. Ons dien 'n God van die wonders. Die ander ou daar ken julle seker is pastoor Naas. Hy was 'n staatsaanklaer. Hy loop nou nog so op jou af. Ek het hom net daar aangesit dat jy kan sien die Here het vir die staatsaanklaers ook gesterf. Jy kan verder en voortgaan en ons kan kyk na JD se getuienis. Ons kan kyk na Johnny Mes, vir julle wat hom ken, en vir kaptein Tekkie, wat radio toe gekom het. Tekkie was ook basies dood in die hospitaal. Tot by, soos ek gesê het, James en Henny en Martinet ken julle goed. Ek weet nie of julle geweet het, sy wou haar eie lewe neem in matriek nie. Sy het op die radio vertel hoe sy haarself om die lewe wou bring. Sy was 'n overachiever. Druk was op haar, van kleins af was sy op die verhoog. Die perfekte persoon, as van hulle hier vandag, as van hulle aanlyn. Op die einde van die dag raak jy slegs perfek as jy Jesus Christus koning van jou lewe maak. So die vraag wat ek hier wil vra, is om 'n stand te vat. I want you to take a stand. You have to stand for something, or you'll fall for everything. You have to take a stand. En soos wat die split gekom het tussen Korah en sy volgelinge en Moses, moet jy besluit na watter kant toe jy gaan. Daar's geen grys area nie en daar's geen draadsitters in hierdie koninkryk nie. En ek wil fisies in hierdie saal vanmôre wil ek hê dat hulle wat God vertrou vir 'n wonderwerk, wat staan op God se woord vir 'n deurbraak, moet fisies staan. So as dit jy is vanmôre, dan wil ek hê jy moet fisies staan, want dis met hulle wat ek verder gaan werk. So staan as jy voel dat jy staan vir 'n wonderwerk vanmôre, jy staan vir iets vanmôre, jy staan op die woord vanmôre, jy staan teen die duisternis vanmôre. Vanmôre verklaar jy en sê jy dat genoeg is genoeg. Vanmôre verklaar jy en sê jy dat daar is 'n nuwe begin vanmôre. En ons sluit af met gebed vanmôre. So as jy wil staan, staan. Ek forceer niemand vanmôre om te staan nie. Staan. Maar maak seker dat jy besef dat wanneer jy staan, dan staan jy in die teenwoordigheid van God. En jy verklaar, jy maak 'n verklaring, soos wat jy met jou doop 'n verklaring gemaak het, maak jy 'n verklaring vanmôre, dat genoeg is genoeg, en hier gaan jy na God se kamp, jy gaan na God se kant, jy gaan na God se woord, jy gaan na God se beloftes, jy gaan na God se orde, jy gaan luister na wat hy sê van nou af, en jy sny elke leuen af, wat die vyand oor jou gespreek, gefluister en gesê het vir soveel jare, jy sny elkeen af. En ja, Vader, ons kom in hierdie plek vanmôre in absolute nederigheid voor U aangesig. Want ons aanspraak is nie op onsself nie, nie op ons eie werke nie, nie op ons geregtigheid nie, maar ons aanspraak is op die bloed van die lam. En ons kom vanmôre in verbondsreg, en ons kom betree ons verbondsorde vanmôre, ons staan vanmôre, ons tree vanmôre in dit wat U vir ons het. Ons wil dit approprieer wat U vir ons reeds gegee het deur U genade. Dit wat U verwerf en bereik het aan die kruis vanmôre. En ek verklaar oor elke persoon vanmôre, Vader, ek breek elke negatiewe demoniese mag in Jesus se magtige naam. En ek spreek nou vryheid oor hulle kinders, vrouens, mans, besighede, finansies, liggaamlike genesing, Vader, in die naam van Jesus. Ek verklaar dit, soos wat ons elke aspek van die duisternis aanspreek. U woord sê, U het gekom, dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Die vyand wil steel, moord en verwoes, maar vanmôre neem ons terug dit wat gesteel is, in die magtige naam van Jesus.
Daar waar jy is vanmôre wil ek net hê jy moet net vir 'n oomblik jou hart oopmaak en net met die Here begin praat. Noem daai ding wat ook al dit is. Skinder boontoe vanmôre, skinder boontoe, praat met hom, vertel hom. Sê vir hom, Here, ek het genoeg gehad. Here, ek is moeg. Here, ek kom na hierdie altaar in hierdie gemeente vanmôre en ek bring dit. As ek aanlyn is, dan bring ek dit daar waar ek is. Ek bring dit vanmôre. Ek sê, genoeg is genoeg. Ek is 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God. En vanmôre betree ek my geboortereg. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Ons loof U, ons prys U daarvoor. Rys net jou hande op vanmôre en ontvang. Vader, ek bid dat hulle nou sal ontvang U seën in Jesus naam, U krag in Jesus naam, U oorwinning in Jesus naam, U blydskap in Jesus naam. Vader, U het hulle die kop gemaak en nie die ster nie. Geseënd is hulle in alle areas nou. Ek verklaar dit met die autoriteit van die Heilige Gees in Jesus naam. Kan jy vir my 'n D gee? Ek wil net hierdie lied sing as ons afsluit. Sê Here, ek verhoog U, ek verhef U. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Mag die Here U seën en mag Hy U vat van glorie tot glorie. Ons sluit af. As daar enige iemand is wat voel jy het gebed nodig vanmôre, jy is welkom om uit te kom. Die res van u is welkom om te verlaat. Die aanbiddingsspan of die bedieningsspan kan vorentoe kom en ons sal bid vir enige persoon wat voel jy het gebed nodig. Baie dankie dat u so geduldig na my geluister het en mag God u seën en like en share op